Ek het die naweek al, ek onthou ek het gister iets gesê oor dit en ek het nie eintlik klaar gepraat nie. Ek het gesê, en Marie het sy kop geskit en hy het saamgestem, so gelukkig gaan ek daarmee kan aangaan. Ek sê, jy het nie die kerk nodig om 'n sinvolle verhouding met God te hê nie. Jy kan op 'n eiland wees en net jy en die Here, en jy sal 'n sinvolle verhouding met hom kan hê. Jy sal 'n diep intimiteit met hom kan loop. Jy sal openbaring hê wat almal het wat die Bybel ook lees, want die Bybel is in jou. You are now the parchment on which God writes the letters of his love. Jy is die skrif, jy is die Bybel vir die wêreld. Maar kan ek vir jou sê, kom met jy kerk nodig? Want jy het bietjie growwe deeltjies wat geskaaf moet word. Ek wil nie vanoggend hieroor teach nie, maar ek het 'n teaching wat ek praat oor Dawid en Jonathan. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar Dawid en Jonathan was beste vriende. Maar jy het dalk nog nie gelees dat die Bybel sê, and God caused Jonathan to love David dearly. Nie andersom nie. Dit was nie die beloved David wat eers vir Jonathan lief gehad het nie. Het sê, David was loved by Jonathan dearly by God. God het dit in Jonathan se hart gesit. En ek wil vir jou sê, David, toe hy gesalf is as koning, weet jy wat hy gaan doen, toe hy klaar gesalf is as koning? Weet jy wat hy gedoen net daarna? Hy het gaan skape oppas. Weet julle hoekom? Want dis sy identiteit. Al wat hy weet om te doen is om 'n skaapwagter te wees. Sy broers het vir hom oor en oor gesê, moenie na die oorlogsveld toe kom nie, want jy's nie 'n warrior nie. Jy het nie guns nie, weet julle wat's hierdie? Dis holsters vir hierdie. Dankie, halleluja. Ek sal nou iemand kry wat regte guns het. Jy het nie wat dit vat om 'n warrior te wees soos ons nie. Jy het nie die make-up van Saul nie. Jy dra nie die regte armor nie. Toe Dawid daai armor van Saul aantrek, dan sê die kinderbybel dit was te swaar vir hom. Maar dis nie wat die Bybel eintlik sê nie. Die Bybel sê toe hy het 'n paar stappies geloop daarmee, toe sê hy vir Saul, ek het geen ervaring met wat jy mee beklei nie. Ek kan nie beklei met wat jy ervaring mee het nie. But the God that slayed the lion and the bear is the God that will give this Philistine into my hands. So dat iets verander in sy lewe in daai tyd. Maar toe hy gesalf is as koning, toe is hy koning, is ek reg? Daai oomblik, toe hy die salwing van koning ontvang, is hy eintlik die legitimate koning. Maar Dawid gaan kruip weer weg in grotte en allerlei plekke soos hy gejaag word. Maar die eerste ding wat hy doen is hy gaan terug skaap oppas. En die Here sê nee, ons moet hierdie identiteitskrisis van jou verander. En weet jy hoe doen hy dit? Hy sê vir Jonathan, jy het nodig om goeie vriende te word met Dawid. Weet julle wie is Jonathan? Hy is die seun van 'n koning. Hy het gesien hoe praat 'n koning, hy het gesien hoe eet 'n koning, hoe loop 'n koning, hoe beklei 'n koning. Hy het al die identiteit van koning in hom, want hy is die volgende koning. En dit sê, op 'n stadium sê dit, Jonathan om sy vriendskap met Dawid te smee, het hy sy konings, sy kleed vir hom gegee, het sy swaard vir hom gegee, het sy boog vir hom gegee. Ek sal nooit daai goed weggee nie. My gewere bly by my. Jy kan my klere vat, maar jy vat nie my gewere nie. Dit klink so liedjie. Vat my klere, maar los my gewere. Jessa, lekker. Ek gaan Afrikaans skryf, laat dit bars. Okay, as iemand anders dit nou skryf, gaan ek jou onthou. Plagiaat, né? Ek het hom die eerste gekry. Yes, daai kan actually werk. Anyway, laat ek nou aanbeweeg. Maar Jonathan het die volheid van koningskap in hom gedra. Dis wie hy was, dis sy identiteit. Hy het geweet, hy is die regverdige volgende koning van Israel na sy pa. Hy moet oorvat by sy pa, so hy's geskool in koningskap. En die Here sê vir Jonathan, my seun Dawid gaan die volgende koning wees, jy gaan nie. Jy het nodig om dit wat jy dra vir hom te gee. It's a giving up, it's a type of Christ on the earth. It's a giving up the identity of what you have so that somebody else can carry what you have. En dis hoekom ons bymekaar kom in kerk, nie om net te leer oor wie Jesus is nie, maar sodat jy kan skouers skuur met beter paas as jy. Sodat jy kan skouers skuur met beter besigheidsmanne as jy. Sodat jy kan skouers skuur met beter mans vir hulle vrouens as jy. Ek het 'n vriend gehad, Erhard, wat nou oor see getrek het. Op 'n stadium toe ons in Pretoria gebly het, elke oggend 6uur. Ons het eintlik 'n huis by hom gehuur. Elke oggend 6uur, dan kom hy in die huis in. Ons het al geweet ons los die voordeur oop want hy gaan vroeg inkom. En ek weet nie hoekom sal enigiemand 6uur by enigiemand gaan kuier nie. Ek het 'n Engelse sê ding wat net vir Engelse mense sin maak. If the sun's not up, the father's not up. Dit is 'n grappie. Julle sal hom later so halfuur van nou af gaan 'n klomp mense gaan. O ja, nou kry ek dit. Lekker. Vat my klere maar los, my gewere. Hy's nou in, hoor, ek gaan hom skryf. In 'n geval, dan kom Erhard in en Erhard het nie 'n kind van sy eie nie. Hulle het honde groot gemaak. Jy weet wat gebeur as mense nie kinders het nie, want jy ander goeders wat soos kinders lyk. Nee,
Jy maak ander goeders groot. En Erhard het nie 'n kind van sy eie gehad nie, maar as hy na huis instap, is dit asof daar 'n bom afgaan. Hy het my kinders geleer wiskunde doen deur hulle te bribe met geld. As hulle die vrae reg kry wat hy vir hulle vra in die oggend, dan gee hy vir hulle geld. Ek het nooit gedink dit is 'n goeie idee nie, maar dit het baie goed gewerk. My kinders is baie slim, hulle het my breins gekry, want ek het nie met myne nie. Maar dan kom Erhard daar in en my dogtertjies was nog klein man, sulke klein krulkoppies en jy's 'n blonde koppie, hulle hardloop nog so, is cute man. Dan kom hy aan, dan sy op die grond en dan skree hy en lekker prinsessies, waar is julle? Dan kom hulle uitgehardloop, oom Erhard. En hulle is prinses hier en prinses daar. En Erhard wat nog nooit 'n kind in sy lewe gehad het my geleer in 1 jaar hoe om 'n beter pa te wees vir my dogtertjies as wat ek ooit sou kon ergens anders leer. Because I learned by seeing what a good father does to a child when he says, jy's 'n prinses, jy's so beautiful, jy's so mooi, waar kry jy hierdie hare? Ooh, lyk jou wiskunde, halleluja. Ek gaan daai verniet vir julle manne en vrouens gee, dis jou kinders deur skool kry. My vrou sê, seuns, gaan skool toe net om risk management te leer. Dit is so. My oudste is 'n seun en ons weet nie hoe hy deur skool nie, maar hy's deur, maar hy het risk management geleer. Jy weet, wat moet hy genoeg net van doen om deur te kom? Nee, boys, is dit nie so nie, lekker. Het julle. En my dogters, ek weet nie wat doen hulle nie, maar hulle is top of hulle standaards of grade of whatever jy dit nou noem. Hulle doen so goed, ek weet nie wat hulle doen vir skool nie, hulle is net goed daarmee. So, in elk geval, niks van hierdie is wat ek eintlik oor wil praat nie. Ek wil gou 'n recap doen, want hier is 'n klompie mense wat hier is, wat nie gister of eergister die was nie, en ek dink daar's 'n boodskap vanoggend, en ons het dit klaar, ek het dit klaar so 'n bietjie genoem, maar ek wil dit net gou recap, want ek wil eintlik by 'n belangrike volgende punt uitkom, en dan kan ons so 'n bietjie hakie aan die einde van hierdie chapter sit van hierdie naweek. Dis vir my so voorreg om saam met julle te kuier. So vir die wat nie weet nie, my pa is André Stander, die bankrower, ek het klaar jou geld gevat, jou oud toe was. Ons gaan nie nog 'n offergawe opneem nie. Ek het die getaway kar, die idle hier buite. As iemand, ons gaan. Okay. Ek het eers op 21 uitvind, almal wat nou al die storie gehoor het, so jammer. Daar's nie eintlik veel om daaroor te sê nie, is maar net 'n interessantheid, en ek sê altyd vir mense, ek en my pa het net 2 goedjies in gemeen, ons het mense so voor ons vir baie verskillende redes. En ons albei is baie goed met geld opneem. So as ek vir jou sê, maak jou oë toe en sit jou hande in die lug, moenie. Hou een oog maar oop. So check jou oorlosie, moenie 'n oorlosie in die lig steek, hou maar so hier voor jou. So, en ek sê dit want, ek dink tog, in 'n sens, maak nie saak of jy weet of nie weet nie, daar's 'n oordrag van DNA, en ek is nie 'n bankrower nie, ek hou nie van geld steel nie, jou geld is safe met my, ek het nie daai deel van my pa geërf nie, ek het ook geleer dat die mens gaan nie beter word om met 'n harder probeer nie. Die Here het my begin leer oor sonde, om met sonde te deel. Ek weet nie of jy dit weet nie. Weet jy kan hard probeer. En dis 'n goeie begin. Baie van die goeders wat ons as wet sien, is 'n goeie begin. Die vrees van die Here is die begin van wysheid. Dis 'n goeie begin, maar jy kan nie die Here vrees vir al jou lewe nie. My kind van 22 is nie bang vir my meer nie. Hy was bang vir my toe hy 5 was, want hy het geweet hoe werk 'n plakkie. Maar hy het gegroei na volwassenheid. Nou is daar 'n liefdesverhouding. 'n respek vir mekaar, en so ek het gegroei in my verhouding met die Here, en 1 Johannes 4 sê, daar is geen vrees in liefde nie, perfekte liefde het vrees na buite gedryf, want die wat nog vrees het 'n verwagting van straf, wat nooit sal kom nie. I don't fear God, en ek weet jy gaan dalk kwaad wees as ek dit sê, want jy wil al die skrifte, veral in die Ou Testament vir my quote, but I have been growing to maturity, as ek het mag sê met soveel humility as moontlik, ek so mature. Ek is op my perkie. I've grown in maturity in terms of my love relationship with God, and I am not governed by fear. Vrees is nie 'n ding wat God gebruik is. Dis nie 'n currency wat hy gebruik om mee te onderhandel tussen my en jou nie. Liefde dryf vrees na buite, perfekte liefde. En liefde is die beste wet. Liefde vervul die volle wet. Daarom wanneer jy in volle liefde groei, wanneer jy verstaan dat jy's die beminde van God, wanneer jy verstaan dat jy's geliefd deur hom, en jy kan hom lief hê, en, dan begin jy anders funksioneer. Nie omdat daar gesê word, jy moet anders gaan jy pak slaag kry nie. Jy doen dit want jy weet, liefde dryf jy om dit te doen. You have to mature in your relationship with God. Maar ek het hierdie naweek begin deur te sê, die Here wil graag hê ons moet meer vulnerable wees. En ek net my foon hier kry, ek hoop hy het survive hier op die drum. Ek het so vinnig gelees,
Ek wil net hierdie lees. Dis Eugene Peterson se seun. Wie weet wie is Eugene Peterson? Hy het die Message Bible geskryf. Hy is oorlede so 'n paar jaar terug. Sy seun, het sê Eugene Peterson's son Leif said at his funeral that his dad only had one sermon. That he had everyone fooled for 29 years of pastoral ministry, that for all the books he only had one message. It was the secret Leif had said his dad had let him in on early in life. It was a message that that Leif said his dad had whispered in his heart for 50 years. Words that had snuck into his room to say over and over as his child slept. God loves you. God is on your side. He's coming after you and he is relentless. God loves you. God is on your side. He's coming after you and he is relentless. Maak nie saak hoe ver jy kan hardloop nie, hy kan verder hardloop. Hy gaan jou kom haal. And he doesn't give up on you. Toe ek het in die 90's golf gespeel, professioneel. Ek was in something else. En ek het goed gedoen en ek het nie net toasters gewen. Ek sê vir mense toasters verkoop hulle in die parking lot sodat mans kan huis toe gaan met iets van die kombuis, sodat wanneer hulle by die huis kom en sê sy vrou, jy moet sommer weer gaan. Ek moet een week golf speel. As jy goed vir die kombuis wen, is jy welkom. So boys, het julle. Okay, koop vir 'n paar toasters en hou hulle daar in jou kas of iets wat jou vrou sal like in die kombuis. Girls, ek het julle ook. Anyway. Ek het goed gedoen op 'n stadium en toe kom die Here en hy kom gooi my op 'n kar om, hy haal my van my perkie af en ek is vir 30 jaar in die bediening. Ek's nou 53. Ek het my lewe verloor, ek het my hart verloor op hom. Golf het nie meer sin gemaak nie. En ek het nou onlangs weer my professionele status gekry en speel weer golf, maar ek het gedink ek skop die Here in die gesig. Ek het dit gesê Vrydag aand. Ek dog toe ek weer begin golf speel, gaan die Here baie opset wees met my. En ek lê een middag op my bed en die Here begin my praat. Daai tussen wakker en slaap is 'n goeie tyd vir God om te praat. Dis kind of daai, jy's nog nie by nie, jou vlees is nog nie lekker wakker en my gees is altyd wakker. En hy sê vir my, Ernie, en ek weet, ek dog op 'n stadium iemand het in my kamer ingestap en my kamer is die allerheiligste. Jy stap in my kamer en jy is my vrou se plek. Onthou, jy kan my klere vat, my los my gewere. En ek dink so vir myself, wie sal so arrogant wees om in my kamer in te stap hierdie tyd van die middag? En ek vat nogal nie middagslaapies nie. My vrou sê altyd, moet asseblief nie middagslaapies vat nie. Jy gaan slaap en dan word jy 'n beer wakker. As iets wat met jou gebeur, jy is nie meer lekker nie. En ek so al wakker en ek hoor 'n stem, Ernie. En ek dog, wie sal nou... En voor ek my oë kan oopmaak, toe besef ek, die Here wil met my praat. Hy sê vir my, Ernie, ek is baie lief vir jou en ek dink dis 'n goeie idee dat jy golf speel. Ek sê, Here, maar ons het dan 'n deal gemaak 30 jaar terug, het ek klaar is met daai goed en jy weet, wat van as ek hierdie opneek? Here sê vir my, jy het geleer en ek het gesê Vrydag, jy het geleer, ek is nie eerste nie, ek is nou alles. Of jy golf speel of jy gitaar speel, jy is in die bediening. Ek het die wonderlike voorreg om elke nou en dan in 'n toernooi met 'n klomp ouer mans 50 plus tyd te spandeer en hulle net lief te hê. Soos wat niemand hulle lief het nie. Hulle wil nie kerk toe gaan nie, want die kerk is te religious vir hulle. So now the church has to come to them. Sonder om vir hom te sê, jy beter vandag, as jy nou doodgaan, gaan jy hel toe, weet jy dit? Ek sê dit nie vir hulle, en ek sê net vir hulle, weet julle, daar's 'n pa wat jou wil aanneem. Hy's mal oor jou. Hy het klaar vir jou gesterf. This isn't about heaven and hell, this is about Zoe life. This is about engaging in the life that Jesus has bought for you. En die Here sê vir my in daai droom, of in daai oomblik, ek sê, Here, maar wat van as ek hierdie opneek? Hy sê vir my, Ernie, nou ek wil net vir jou sê, ek het nog nooit op skool, ek en Benny was saam in 'n skool wat, as ek vir jou gaan sê waar dit is, gaan jy vir my sê, ek sou vir jou gesê het. En dit is nie Grey College nie, want dit is nie 'n skool nie. As jy in Grey College was, kom ook vorentoe, jy is soos ouens wat nie koffie drink nie. So vir jou ook bid, nee Benny, jy gaan my help. Ou met daai Grey College gees uit ouens uitdryf. En kyk vir my, los hom! Nee. Hou my net, ek gaan 'n grappie vertel, maar kry my net weer terug by waar ek nou was. Kom ek maak net my, jy weet, ek onthou, en ek het hierdie storie al vertel, so ek dink Marie gaan onthou hierdie grappie. Daar's 'n pastoor, en ons het sulke Jesus weke gehad in Lewende Woord in die 90's, en daar het 'n profeet kom bedien, van Kreersdorp af, Little Falls, Harold Weitz. Wie van julle onthou hom? Jesus, hy was wild. Onthou julle, hy is wild ou. As jy vir jou kyk, dan wil jy dadelik begin repent. Hy is soos 'n Ou Testament profeet.
Ek kry die vingers so, dan weet jy, hier kom dit nou. En die grapie gaan nie oor hom nie, maar dit was vir my so die toppunt van charismatiesheid. As hy geskree het, op 'n stadium staan een van die worship leiders langs my in daai konferensie. Hy sê vir my, hoekom skree hy so op die demone? Dink jy hy dink hulle is doof? Ek weet nie, maar dit werk los hom. Jy weet, maar wat Harold Weiss genoem, ek weet nie maar of jy onthou nie, maar hy het so excited geraak as hy nou vir ons begin bid. Dan kap hy so baseballstaal, hy kap hom so. Kyk hy so ver en maak hy so. Kom uit! Nee, dan ruk hy so, jy's so excited, jy weet, dan kap hy hom so. Dan weet jy, hier kom, hy het sommer goed uit my uitgedryf, wat ek nie eens geweet het daar was nie. Ek het gegaan vir 'n seerrug, toe dryf hy goed uit my uit. Anyway, en hier is die pastoor in 'n kerkie in Parys wat in die Vrystaat is, nê. En hier kom 'n boer na hom toe en ek sê altyd vir mense, as jy weet 'n boer is van die Vrystaat, want hy dra 2 kortbroeke in die winter oor mekaar as dit koud is. En hy kom na die pastoor toe, maar hy's 'n groot ou, 6 voet en 6 voet. Hy sê vir die pastoor, ek kan nie ophou eet nie, moet my help. Pastoor sê nie, man, ek deel gou met die ding. Hy sê, staan so 'n bietjie terug en kyk in my in die oë. Ek het nie charismaties groot geword nie, so ek like almal. En kerk nooi my ook baie keer, maar nie baie keer terug nie. Maar nooi my ten minste baie keer een keer. En hy sê kyk my in die oë. Hy sê gees van Frans, kom nou uit. Kriek doodse stilte. Hy sê nee, dis omdat jy afkyk. Jy moenie afkyk. Jy kyk, staan nog 'n bietjie verder terug. Kyk my in die oë, moenie afkyk. Ons maak selfs die charismate maak demone skizofrenies. Het jy al gesien? Bly stil. Wat is jou naam? Kom uit, gaan in. Die demone sê, moet ek nou iets sê of moet ek uit? Of, wat moet ek nou doen, jy weet? Ekskuus, dis nou. Probeer nie flippend wees nie. Maar die charismate, ek love hulle. Hy sê moenie afkyk, kyk my nie en hy sê gees van Frans, kom nou uit. Kriek doodse stilte. Hy sê man, staan jy nog 'n bietjie vir. Hy sê ek het al Harold Weiss sien deel met die ding en hy kap hom baseball. Hy sê kyk net vir my en hy het sy sakdoekie uit en hy sê vir my gees van Frans, in die naam van Jesus kom. Nou. Onthou jy daai dame, Marie? Kom nou uit. Na so 5 minute is stilte, is daar 'n stemmetjie wat sê, ek sal uitkom vir 'n koekie. Anyway, dit het niks te doen met waaroor ek praat vanoggend nie, maar kom ons raak net weer so 'n bietjie diep. Vir die wat nou kwaad is vir my oor hierdie simpel grapie in die kerk, luister vriende, ons moet die religion onder die baskop. Ons het weer begin geniet om hier te wees. Ek wil nou Lukas 5 lees, maar ek gaan dit nie lees, ek wil net dit sê, en ek gaan jou vra, ek challenge jou, gaan check op die goed wat ek sê, okay? Moet dit nie net vat nie, baie mense is baie keer vir my kwaad om ek nie die Bybel vat en uit hom uitlees nie. Vriende, ek het ek het die Bybel bestudeer my hele lewe lank. I've given much of my life to the study of the scriptures. Ek het vriende gehad, die Marries in die lewe en die Tommy Prinsloo's en die ouens wat ek geken het, wat vir my gesê het, kom ons leer die Bybel. En as ek 'n is daar waar gesê het hy vir my sê, is verkeerd, dis 'n dis nie waar nie. Dis nie 'n was nie, is 'n wou. Ons het die Bybel gestudeer op 'n oomblik, en ek het 'n fariseer mentaliteit op 'n stadium gehad, dat die Bybel is reg en niks anders reg nie, jy beter hom reg quote, jy beter die regte version van die Bybel lees, toe kry ek 'n varisektomie. Nou is ek vry van daai gemors, maar ek is baie bly dat die skrif in my ingebou is. Ek is baie bly, so as ek daarmee tyd spandeer en ek sê goeders en ek haal nie altyd die Bybel uit nie, die moderne Bybel is in elk geval so baie, hy's hier geskryf. Maar Matteus 9 het ek oor gepraat en is in Lukas 5 ook. In Lukas 5 is die storie so 'n bietjie anders vertel as in Lukas 9, want in Lukas 5, as die disippels van Johannes die Doper by Jesus kom, ek gaan dis net 'n recap, ek praat nog eers oor wat ek wil sê nie, julle, die kos moet warm, volgende keer, ons gaan fees, dis nou waaroor ek wil praat. Lukas 5 sê die disippels van Johannes, wat saam met die fariseërs uithang, hoekom hang hulle saam met die fariseërs uit? Want Johannes die Doper het nog nie in die Nuwe Testament ingestap saam met Jesus nie, hy het gewys hier's Jesus, but he chose to keep continuing doing his ministry. When you find Jesus, your ministry makes very little sense anymore. Then you become a disciple of the King. And you make disciples of the King, not of your ministry. Johannes die Doper moes nie eintlik nog disippels gehad het, dit moes die disippels van Jesus gewees het. Hy moes hulle verwys het na hom toe. Dis wat hy eintlik moes doen. Hulle kom by Jesus se disippels en by Jesus en sê, "Why do your disciples feast and drink, while we, like the Pharisees, pray and fast?" En Jesus sê vir hulle, want julle verstaan nie dat 'n nuwe lap nie met 'n ou lap vas, want as hy shrink, dan skeer hy die ou lap. Julle verstaan nie dat nuwe wyn nie in 'n ou wynsak kan kom nie. You are not pliable enough for something new. Wie verstaan niks Engels hierso nie?
Ek is nie Amos nie, Ernst Amos nie. Ongelukkig het ek Engels groot geword, in Afrikaanse skool, in Affies. Nee, daar sê ek dit nou. Halleluja, nou weet jy wat 'n salwing in hierdie kamer is. Halalalalalalalala. Daar sê Benny. Wat hom. Ek sien daai ou nie, maar ek sal vir jou eventually sê ek was in Affies. We have to become pliable again. Ons moet flexible raak, ons moet kwesbaar raak. Ons moet veranderbaar bly vir die teenwoordigheid van die Here. Want wat vandag in feasting en wat vandag in prayer en fasting werk, gaan môre in feasting en drinking werk. Dit bly nie dieselfde nie. Jy sien, Johannes die Doper was ook 'n ou wat die Bybel geken het. Hy het waarskynlik Moses se storie geken. En Moses het deur krag en mag die Filistyne, die Israeliete uit Egipte uitgebring. Daar was altyd 'n magsposisie en almal het gedink Jesus kom om die mag fisies weer oor te vat. Dat Israel weer 'n koning gaan hê wat al die ander lande gaan oorheers. En hy het op 'n stadium gesê, gaan vra vir Jesus, is U die een wat moet kom of wag ons nog vir iemand anders? Jy het hom gedoop, chom. Jy's die eerste ou wat gesê het, this is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Hoe kan jy dit vra? Sommige jy besig is met jou eie goedjies. Jy's nie flexible en pliable nie, jy wil nog steeds vinger wys. Jy wil nog steeds vir almal sê, wat doen hulle verkeerd? En ek wil vir jou sê, die eerste ding wat jy hierdie naweek moet leer, is God wil iets in jou lewe kom doen, maar jy moet flexible bly. En dis nie 'n verskoning om net agter enige nonsens wat enigiemand sê aan te loop nie. Want dis baie keer wat mense voel. As ek vir hom sê, hou op om so rigied te wees, dan sê maar ek moet rigied wees, want anders kan ek in enigiets afgelei word. Luister vriende, God laat jou nie, as jy vir hom vir 'n vis vra, gaan hy nie vir jou 'n klip gee nie. Nee, if your fathers who are evil now to give good gifts to your children, how much more will my Father, when you ask him for a fish, not give you a stone? When asking you for a bread, does not give you a rock? Daar's nie miskommunikasie, is net wanneer jy by die waarheid van ander goeders wil leef, wanneer jy nie die verhouding van God in jou lewe het nie, wanneer jy nie die intimiteit in die oë van 'n koning sien nie, wat jy gaan in ander goed ingelei word. So natuurlik, be open-minded, be flexible, but don't be so open-minded that when you bow over, your brains fall out. Ja, Christen is baie keer so vulnerable, Jesus kom terug, hy kom nie terug, hy kom ons haal op die wolke, die 23ste en die 24ste. Well, prys die Here, ek het gister gesê, kan hy net die 25ste maak, ek wil net braaidag nog, ou skapie, maar ek sien nie so baie skaap, so ek is gesort, die Here het voorsien, dan kom hy môre of oormôre, dan is ek excited daaroor, maar die Bybel sê nie, jy moet in Jesus glo, en in die wegraping vir jou om gered te wees nie. You don't have to believe that you're going on the clouds to be taken on the clouds. You have to believe that Jesus is your Savior and you have to say yes to that. Die een laans om aan die kruis het nie gesê, Here, ek glo in die wegraping, ek glo in die hemel, ek glo in die doop, ek glo in alles, sê agter my aan. Daar's nie sê agter my aan in die Bybel nie. Ons het dit opgemaak. You believe with your heart and confess with your mouth. How do you confess with your mouth? As jy glo dat jy doop. En ek sê ook nie, jy moet gedoop wees om gered te wees nie. Niks van dit maak sin nie. Vriende, jy red nie jou nie, jou gebed red nie jou nie, hy het jou gered voor die grondlegging van die wêreld. Die Bybel sê so. Ek weet nie of jy dit weet nie. You didn't save you by saying yes, he saved you long before you were in your mother's womb. You just have to say yes to it. Ek en jy word uitgenooi om vir mense in 'n ander land, wat se pa dood is in hierdie land, en vir hom 'n inheritance gelos het, maar hy weet nie daarvan nie. Te gaan sê, weet jy wat, jy leef in armoede hier in Amerika, maar in Suid-Afrika waar jou pa dood is, het hy vir jou inheritance gelos, as 'n plaas en 'n klomp beeste. Halleluja, praat ek nou met enigiemand? En jy weet dit nie. My werk is nie om vir jou te sê, gaan hemel en hel toe nie, my werk is om te sê, you're missing out on the inheritance that God has given you already. Kom leef saam met my in dit. Dis 'n beter lewe as wat jy nou kies om te leef. Oh, be flexible, be pliable, dis wat ek gesê het. Ek gisteraand gesê, die oë van die koning is een van die eerste stappies wat jy nodig het. En as ek dit sê, dan klink dit so airy-fairy, want ons dink baie keer, ek het 'n vriend daar, ook weer eens 'n Vrystaat boer, as vir my kom sê, nou die dag, ek sing die song, I love you Lord, and your mercy never fails me. Ek sing daai liedjie, en hy kom na die tyd met my, hy sê, Innie, ek kan skaars vir my vrou sê ek's lief van, nou wil jy ek vir 'n ander man sê ek's lief vir hom. Hy sê, daai werk nie vir my nie. Ek sê, ek verstaan. En raai wat is 'n Parys boer se naam? Is Jan. Jan, as jy hierdie luister, ek's lief vir jou. Hy sê vir jou vat, hy man het 'n paar kuite aan hom. En kort broeke from here to heaven, boerboeltjies, né? Ek sê, Jan, ek verstaan dit. Ek verstaan dat ons dit nie verstaan nie.
Because we haven't been schooled in this thing. We haven't been told that we are brides to a groom. We've just been told that we have to be mighty warriors for God. Luister, vat jou geweer, vat jou klere, vat alles. Hou op om te dink, ons gaan wen deur mag. Ons gaan nie wen deur mag, ons gaan wen deur liefde. Ons gaan wen om op te tree soos Jesus opgetree het, want toe daai fariseërs en die disippels van Johannes die Doper by hom gekom het, dat sê, hy het vir Matteus gaan haal, hy het hom gesê, volg my, hy is die tax collector, hy is gehaat deur die Jode. Hy is 'n Jood wat tax collect het vir die Romeine in daai tyd. En het sê, Matteus het alles opgegee, net agter Jesus begin aanstap, en toe sê hy op 'n stadium vir hom, kom ons gaan nou 'n partytjie by my huis. Dis nou Matteus wat dit vir Jesus sê. En hy nooi toe al sy tax collector vriende, en almal wat die rubbish van society is, die sondaars, sê die Bybel, het by mekaar gekom, hulle het gefeest en gedrink, hulle het gekuier. Jesus het nie rondgeloop en gesê, ja, julle ouens moet julle harte reg kry nie. Hy het net saam met hulle gekuier. You being involved in people's lives and loving them doesn't mean that you agree with their lifestyle. But you just pointing a finger at their lifestyle never shows your love for them. We need to change the way we're thinking, friends. The world is tired of our finger pointing. The world is tired of believing in the Bible the way that you believe in it. They don't have to believe in it because they don't believe in the Bible. Jy kan nie verwag dat die wêreld die waardes wat jy het moet dra en hulle glo nie in daai waardes nie. Dit is nie moontlik nie. You have to love them into submission. As God loved you into submission. Nie deur vinger wys nie. Maar die ding wat ons moet sien, ons moet die oë sien. Ek sê vir Jan, ek verstaan dit, maar ons moet leer om te besef dat daar's 'n koning wat na jou kyk, en as jy jou oë toemaak en jy sien sy oë, then you have to see love. Daai man wat oorlede is en Jesus se oog sien, sal nooit weer dieselfde wees nie. Not one scripture, not moment, die Bybel sê, not one moment, or not a wat sê die skrif, 1,000 days, one moment in your presence is better than 1,000 days anywhere else. Nee, ek sê nou vir jou, daar's 'n geestelike verhouding wat ons met God moet hê, deur die Heilige Gees. En die probleem met meeste van ons, die twee goedjies wat ek vandag met jou wil share. Die eerste probleem is, ons het Jesus heerskappy gegee, maar nie die Heilige Gees nie. Kom ek lees gou vir jou ietsie. 2 Korintiërs 3 is een van my favourite stukke in die Bybel. 2 Korintiërs 3, en jy gaan dit net lees, dan kan jy maar net volg soos ek lees. Ek lees weer eens in die Passion Translation, is Engels. Ek vra om verskoning vir die wat nie Engels lekker verstaan nie. As jou airtime met Engels op is, vra die ou langs jou wat probeer ek sê. We are not like Moses, used the veil to hide the glory, to keep the Israelites from staring at him as the glory faded away. Their minds were closed and hardened, for even to this day, that same veil comes over their minds when they hear the words of the former covenant. The veil has not yet been lifted from them. Okay, wie? Die ouens wat onder die wet wil leef. For it is only eliminated when one is joined to the Messiah. Okay, hoor jy wat ek sê? Wie is die Messiah? Okay, so until now, whenever the Old Testament is being read, the same blinding comes over their hearts. But the moment one turns to the Lord with an open heart, the veil is lifted and they see, wie is the Lord? Dit sê die Messiah, dit nou net hier gepraat van Jesus, die Messias. Totdat hulle nie hulle harte vir die Messias gee nie, is hulle harte altyd toe, is hulle oë altyd toe. Nou sê hy, until one turns to the Lord, dan sal jy dink, dit beteken Jesus. Maar dis nie wat dit beteken nie. Want het sê baie duidelik, but the moment one turns to the Lord with an open heart, the veil is lifted and they see. Now the Lord I'm referring to is the Holy Spirit, and wherever the Lord is, there is freedom. The Lord I'm referring to is not Jesus, it's the Holy Spirit. Die probleem met baie van ons religious Christendom is ons dink God is in die hemel ergens. Het julle geweet Bette Midler is verkeerd? Onthou julle haar? From a distance, God is watching. Ek dink sy is 'n Jood, so dit is dalk vir haar waar. Maar vir my en jou is dit nie waar nie. God has closed the gap. Die hele essence van die gospel is nie God wat appease moet word vir sy anger deur sy seun dood te maak nie. Because I don't want to be in relationship with a God that kills people to get his anger away. He doesn't kill his son to get him to feel better. His son dies so that you can feel better. So dat jy kan maar gaan Hebreërs 9. Dit sê baie duidelik. The blood of goats and bulls and the ashes of heifers
can ceremonially cleanse our sins for a season, how much more will the blood of Jesus not cleanse us of an evil conscience? This isn't about your sin doings, it's about your consciousness that says, I have to hide because I'm never good enough. En as jy in hierdie nuwe wynsak met nuwe wyn wil begin funksioneer, dan gaan jy twee goed moet begin doen. Jy gaan moet begin besef dat die Heilige Gees moet heerskappy oor jou lewe hê. Jy moet in verhouding met hom leef. Hy's nie somewhere out there nie. Hy's nie ergens in die hemel en ons hoop as ons die regte ding doen, die regte ding bid, dan kom hy af nie. Julius Megan het al gesê die kerk is skizofrenies. Hy het vanoggend vir Benny gelag want hy het eintlik vir iemand gesê, hy het vir iemand gesê welkom. Toe sê hy, maar dis jou kerk, so welkom by jou kerk. Maar Julius Megan het al gesê ons is so skizofrenies. Hy sê van maandag tot saterdag sê ons vir die Here, dis u kerk hierdie. Jy kan doen net wat jy wil en dan sondagoggend sê ons vir hom welkom hier. My huis is my huis, jy klop nie aan my deur en as ek oopmaak en sê vir my welkom hier nie. Ek sê in die toilet verdrink. At least 3 keer doop as ek kan. Dis nie hoe dit werk nie. If this is all God's, then he's already here. You don't wait for him to show up. He's already present because you carry him in you. You have to allow the Holy Spirit to become Lord. Because that's where the power and the grace of change. Dis wat jy nodig het. Dis die key. Dis die antwoord tot al die vrae wat ons het oor heiligmaking, verandering, wie ons moet wees, hoe ons moet sien, hoe ons in verhouding met hom moet leef. Jy moet besef dat hy leef in jou. As ons profetiese skole aanbied, is die een vraag wat ons altyd kry is, of mense maak 'n comment voor hulle vraag vra, hulle sê altyd, dit is vir my baie makliker om oor ander mense te profeteer as oor myself. Ek hoor maklik vir Frannelie, ek hoor nie vir my so maklik nie. Dan sê ek vir mense, dis net 'n perception wat in jou kop is. Weet jy, hoekom kan ek vir Marie ietsie hoor, profeties? Want die woord sê baie duidelik in Korintiërs dat die profeties moet stig, troos en bemoedig. En ek ken nie vir Marie goed genoeg om te weet wat sy vaarbond hy eintlik is nie. Maar Marie ken vir Marie. Wanneer Marie oor Marie moet profeteer, dan gaan hy eers deur 'n klomp filters van, nee, dit kan nie waar wees nie, ek's nie so goed nie. Die Here kan my nie so lief hê nie, maar I don't care what you think about you, I only care what he says I must say about you. So wat jy moet leer om te doen is by jou eie preferences van wie jy dink jy is verby te kom. Jy moet jou identiteitskrisis eenkant sit. Want wanneer die Here sê, Ernie, jy's so awesome. En hy sê dit vir Ernie, dan moet Ernie sê, amen. Ek sê mos vir hulle, my vrou sê, as jy my afbreek met 100%, bly daar 120 oor. Dis hoe dit moet wees. As jy in die oggend opstaan, moet jy in die spieël kyk en sê, hey, lekker ou. As jy van Witbank af is, in 'n geval. Is daar enige mense van Witbank hier? Ek wil net vir julle ook bid. Lekker wit as. Witbank het mos so 7 meter, het julle dit geweet? Dis so ver jou zol uit jou mond uitsteek, hoe lank jou mallet is, hoe ver jy by jou getinte ruite kan uitsien, lekker brandas en coke, Nicholas Lou se skoene, GT stripes, anyway, hoe hoog jou kar van die grond af? Niks van hier is geestelik nie, ek so jammer. I want to get to 2 last things. Ek wil hierdie 2 goedjies sê. Jy het die Gees nodig. Jy het 'n verhouding met die Gees nodig. And you have to be pliable enough. You have to be flexible enough for that to have an influence on your life. Things are changing, friends. Jou Christendom gaan nie meer werk soos hy gewerk het nie. Jou geloofspilare gaan geshake word. I guarantee it. But God is not shaken in the process because he never changes. He has never changed. Hy het nog nooit verander nie. En deur sy Gees is hy in ons teenwoordigheid, deur sy Gees kan ons gelei word in die volle waarheid, nie net vir ons nie, maar vir ander mense ook. En so ek wil jou uitdaag om die Heilige Gees, selfs in die proses soos ek nou praat, te sê, Heilige Gees, ek het u so bietjie eenkant gesit. U is welkom om te kom doen wat u wil. U is nie ergens, ek bid nie vir 'n God op 'n troon iewers eerste nie. Ek praat met die God wat homself in my kom uitstort het. Ek het 'n liedjie geskryf op 'n stadium wat nie oor gewere en klere gegaan het nie. Die woorde van die liedjie is, the God that the universe cannot contain chose to live in the frailty of my human skin. Ek kry hoendervleis vir my eie sang. Dit is geen wonder my vrou dink ek's amazing nie. Ek sê mos ek het 'n boek geskryf oor humility en ek het hom nie self gelees en my vrou het hom gelees. Sy sê dis een van my beste werke. En die boek se titel is The 10 Most Humble Men on Earth and How I Trained Them. Ek gaan laat Benny die voorwoord skryf. Net so. Halleluja. Halleluja.
We have to be pliable enough for things to change. Miskien moet jy 'n paar grappies in die kerk hoor. Miskien moet jy ophou fast and pray, and you have to feast and drink and celebrate. I believe that we're going into a celebration season. Dis profetiese tipe van wat môre is 'n verjaarsdag, maar vandag vier ons hom met kos en met koeldrank en met ek weet nie of daar drank gaan wees nie, maar in elk geval dis up to you. Ek gaan dit verby laat gaan, maar we're going to celebrate, and that should be what church is, a celebration of life together and God in our midst, not our pious religious vigor, nie ons doctrinal certitude nie. Ek is seker oor wat ek glo en ek sal nie verander nie. Is it? Ons sal sien. Ons sal sien of jou sal sterk staan deur storms. En ek sê vir julle profeties is iets wat ek met Marie gedeel het Vrydag aand al. Lukas 22 is dit so mooi, vers 31 sê Jesus vir Petrus, Peter, my beloved son of my beloved friend. Dis vir my so mooi. Peter, my beloved friend, Satan has found permission to tempt you, to test you, and to sift you, and to see if your faith will stand. I say, but when you get through this, not if, when you get through this, and I say, and I've prayed for you that you will stand, and when you get through this, I want you to strengthen the brethren with the same strength that you found in this process. Kan ek vir julle sê profeties, ons is besig om getoets te word in ons teorieë, want te veel van Christendom is 'n teorie. As dit nie werk nie, dan is dit nog nie waar nie. Hy help nie jy weet dit hier nie. As liefde nie mense se lewens verander nie, dan is dit nog net 'n teorie. And we are being tested. I have been tested in the last 3 years. I've been tested in the things that I say I believe. But I feel like we're coming out of that now. Ons kom uit daai seisoen uit waar die Here sê, "Innie, jy het gestaan, nou is dit tyd om die brethren te versterk in dit wat ek jou geleer het in hierdie seisoen. But you will be tested, friends. Dis nie my teologie nie, ek like dit nie. Ek like nie om dit te sê nie. Want ek glo nie regtig heeltemal daarin nie, maar ek moet, want dit is daar. Maturity says you've been tested. Maturity says you've been tested. Die laaste ding wat ek wil vir jou sê is Johannes 13. Sê Jesus vir die mense om hom. Hy sê, en ek het al hierdie genoem en ek wil dit net gou clarify. Die Ou Testament en die 10 gebooie wat ons, daar's eintlik 613, 614 wette. Maar die 10 gebooie is die goed waar ons baie keer nog aan vashou. En ek wil vir jou vra, weet jy dat die Ou Testament en die 10 gebooie geskryf is, sodat jy weet jy kan dit nie regkry en jy gaan 'n redder nodig hê. Wanneer jy daai goeders lees, moet dit vir jou sê, en ek voel so, as jy Deuteronomium of enige van daai plekke waar die wette geskryf is, en as jy dit gaan lees en jy het 2 sinne gelees en jy voel nie, ek gaan dit nie maak nie, jy het nie reg gelees nie. Dis veronderstel om dit te doen. Om jou te laat voel, I'm not going to make it. I need grace. I need the empowerment of a spirit that is in me to live a life beyond my own capability. Dis wat ek nodig het. Dis wat die wet geskryf is voor. Die eerste wet in Matteus 22 vers 35 kom die Fariseërs of 'n wetsgeleerde of 'n lawyer by Jesus en sê vir hom, "What is the greatest commandment in the law?" En Jesus sê, "The greatest commandment in the law is that you love the Lord your God with all your heart, your soul, your mind, and love your neighbor as yourself. And this sums up all the commandments." Jesus antwoord die vraag, wat's die grootste gebod in die wet? Hy sê die grootste gebod in die wet. Kan ek net vir jou sê, dis nie die grootste gebod in jou lewe meer nie, want jy kan dit nie regkry nie. You cannot love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and your neighbor as yourself. You can't. That's why Jesus says in John 13, 31, 32, 33, 34, 35, gaan lees 'n bietjie daai stukkie. Hy sê, 'n nuwe gebod, a new commandment I give you, that you love one another as I have loved you. En dit bring my by die derde en laaste deeltjie van wat ek hierdie naweek met jou moet share. If you don't know what it's like to be loved by God, this world will go to hell in a handbag. Dis 'n gesegde in Engels. If you don't know what it's like to be loved by a father, if you don't allow your heart to be changed by him first before you try and change everyone else, nothing is going to happen. You will bear no fruit. The fruit you will bear sal vrug wees van dit wat jy actually mee besig is. Jesus sê, hê mekaar lief soos wat ek jou lief gehad het. Vanoggend se laaste gedeeltjie is om vir jou te oortuig dat God die Vader heeltemal anders is as wat jy nog ooit kon dink of droom. Toe ek groot geword het met 'n pa se bankrower, my stiefpa is 'n boerman,
hy is amper net so erg soos 'n bankrower gewees. As hy 'n sentence gesê het en dit het 4 woorde ingehaal, hy 5 woorde daarvan was vloekwoorde. Toe hy gered geword het, ek kon nie glo hy kan gered word nie. Tot my skaamte het ek nie eers vir hom gebid nie. Ek gedink hy kan gered word nie. Letterlik. Eendag bel hy my uit Botswana uit en hy's 'n rowwe ou. Hy's 'n rowwe ou. Ek so lief vir hom nou. Hy's oorlede, maar hy's 'n rowwe ou. Hy bel my, hy sê, "Ernie, the Lord is so effing good," nee. Okay, yes. Nou dink ek aan die ander kant, Kevin, dis nie ou gered. Hy seker nie, hy's dalk is hy dronk. Dalk is hierdie nie reël nie. Ek sê, "Really, is he that good?" Hy sê, "Yes, he's so effing good." En dan tik gooi ek vloekwoorde. Hy sê, "You can't believe it, today I went to a effing place where they effing prayed for me. And the Lord came into my effing heart and he's so effing good. I just love him." Ek sê, nou wil ek vir hom sê, "Kevin, maar dis nie ou praat as jy gered is en die Here stop my net." Hy sê, "Ernie, jy bekommerd jou oor wie verkeerde goed. Jy wil met sy vrug deel, maar ek is besig om sy hart te verander. Die vrug sal volg." Ons verstaan van wie die Here is kardinaal, en ek het groot geword met pa-figure wat bietjie broken is. So ek het 'n pa-figuur nodig gehad, en dit was my grootste dryf in die lewe, is om God as pa te vind. En ek het dit gevind in 1998, 97, ergens daar, het ek 'n openbaring gekry van Johannes 14, wat Jesus vir Filippus, toe Filippus aanhou sê, "Wys ons net die Vader." Jy sê die hele tyd, jy gaan na die Vader toe, en jy is van die Vader af, en hy sê, "Wys ons net die Vader, dit sal genoeg wees." Jesus op 'n stadium sê toe van Filippus, "Kom ek sê gou vir jou, as jy my gesien het jy die Vader gesien. As jy my gesien het jy die Vader gesien." En ek het daai tyd besef, ek het 'n vrees gehad, 'n ongelooflike vrees vir God gehad. Ek het gedink ek wil die agterdeel van die hemel vat, want ek het gedink die Vader lyk vir my partykeer of hy in 'n slegte by wakker word. Maar iemand sê nou die dag, het lyk of tussen Maleagi en Matteus God sy hart vir homself gegee het en beter geword het. Hy het gered geraak. Toe aarde te kom, toe is hy nie meer kwaad nie. God het nie verander nie. As 'n klomp skrifte in die Nuwe Testament, ek het in daai tyd ek het nie daarin ingegaan nie. My teologie het verander in die laaste 3 jaar. Daar's 'n statement wat ek vandag gaan maak, en as 'n closing statement vir hierdie naweek, wil ek hê jy moet dit onthou, en ek wil hê jy moet dit jou eie maak, as jy nie omgee nie. As jy nie wil nie, fine, vat nog 'n paar jaar, but I tell you're going to have to get to the same place. The God of the Old Testament is only as true as the one that wrote it. Die woord inspire kom van 'n woord spire, to breathe into. God did not write the Bible, man wrote the Bible. God inspired the Bible. He breathed into moments where he felt this was inspirational to breathe into. Moses wrote the Bible. Abraham wrote the Bible. Matthew wrote the Bible. God didn't write the Bible. Heilige Gees nie 'n pen nie. But he breathes into moments where he says, this is significantly so different than what it was. We need to inspire this. Maar toe Jesus op die scene kom, het ons almal, toe ek die agterdeur van die hemel wil vat, was ek bang vir die Vader, want dit gelyk of hy altyd kwaad is. Filistyne gaan dood, Filistyne se donkies, Filistyne se perde, Filistyne se kamele, die vliee op die kamele, die vlooie op die vliee, en die groen gras groei daarom. Alles moet dood. Nee? Het jy al daai stories gelees? Dit lyk net partykeer of die Here net nie happy is nie. En almal wat lyk of hulle enigiets teen Dawid het gaan dood. En Dawid skryf, die Here het hulle doodgemaak, maar ek is nie so seker daaroor nie. God inspired those moments, but David did the killing. And then we start to think, God is a killer. Dis wie hy is, hy's kwaad. En as jy nie regtig goed doen nie, dan kom hy nie tot waar ek wil hy moet wees nie, en dan is hy net kwaad. En toe begin ek lees, but Jesus sê, if you've seen me, you've seen the Father. En ek kon nie wag om met Jesus tyd te spandeer eendag nie, want hy het so liefdevol gelyk. Hy het almal lief gehê, behalwe die Fariseërs. Ek dink hy het hulle ook lief gehê. Een van die mooiste stories is daai Jesus verhaal, waar hy in die movie op die trappe staan van die tempel, en hy skree vir die Fariseërs wat onder staan, terwyl hy huil, woe to you, scribes and Pharisees, teachers of the law. You carry burdens, you make others carry burdens that you yourself cannot carry. En dan gaan hy so aan, woe to you, scribe, I wanted to gather you like a mother hen gathers her chicks, but you would not come to me. En hy huil terwyl hy dit sê, because he loves the broken. He loves the ones who think that they are fine. He just doesn't have time for that nonsense sometimes.
En hierdie Jesus wat ek kan sien, het 'n mens lief en hy wil mense gesond maak en mense genees. Hy wil jou red, hy wil alles. Sê op 'n stadium, if you've seen me, you've seen the Father. En ek kry 'n openbaring die laaste 3 jaar terug hoor ek 'n statement. Jesus is exclusively what the Father has to say about himself. Not Moses, not Abraham, not Matthew, not Mark, not Luke. No other person has ever written about the revelation of God as Jesus is. If you've seen me, you've seen the Father. Ek is die perfekte voorbeeld van wie die Vader is. En dit sê dit oral dat Hebreërs 1 sê, hy is die volheid van die Godheid liggaamlik. Sê Hebreërs 1 vers 3 sê, in times gone by, God spoke through the law and through the prophets, but now he speaks the language of his Son. Dit is so mooi. Toe hulle teen die berg opgegaan het met die disippels, die 3 disippels, en hulle het met God te doen gekry, en op 'n stadium sê Petrus het sy voet baie in sy mond gehad, ek dink hy het so groot mond gehad. Sê, kom ons bou, toe hulle nou vir Moses en vir Elia sien, so kom ons bou 3 tente, een vir julle elkeen, dan sê dit, in a cloud appeared, and God said, this is my beloved Son. Not in whom I'm well pleased, dit was in Matteus 4 al gesê, he has the words of life, listen to him. Dis asof God die Vader vir Petrus en vir almal wat daar rond staan sê, no more honor to the prophets and the law. You listen to what Jesus says because he perfectly represents who I am. If he loves, it's me that loved. If he dies on a cross, it's me that died on a cross. If he gives grace, it's me that gives grace. En ek kry 'n openbaring van die Vaderhart van God. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar ek ry op 'n stadium in Bultfontein toe en ek moet oor die Vaderhart van God gaan praat. Bultfontein is in Suid-Afrika, maar jy het 'n paspoort nodig om daar te kom. In elk geval is 'n klein plekkie in die Vrystaat en ek ry sien toe en die Here sê vir my, "Het jy geweet dat my seun was vir altyd by my?" Ek sê, "Here, ek dink ek het dit geweet, ja." Nog altyd. Johannes 1 sê, "And the word was with God." Nee, onthou julle dit? In the beginning, the word was with God. En daai woord with is actually pros, towards, face to face. Pros, so 'n mooi woord. Proskuneo, to draw near to the kiss. Prosjokamai, to draw near, to communicate. Dis wat die woord prayer is in die Nuwe Testament. Prosjokamai, towards the face of God. Hy sê, my seun was nog altyd by my, van die begin van die eeue voor tyd begin het, was my seun nog altyd by my. En toe hy aarde toe kom, het hy vir 33 jaar net een ding aan jou kom verduidelik. Ek is 'n pappa. Ek weet nie of jy dit weet nie, jy moet gaan kyk. Jesus het omtrent altyd na sy Vader verwys as my Vader, jou Vader, ons Vader. He always referred to him as Abba. My Father, your Father, our Father. He wasn't Elohim first. He wasn't God of the universe. He wasn't the creator of all things. He was Daddy. Want Jesus het 'n openbaring gehad van die begin van tyd, terwyl hy voor sy pa staan, dat dit is die grootste hart van 'n pa. Hierdie pa was nog altyd 'n pa, want hy het nog altyd 'n seun gehad. En hy's nog altyd lief. That's what he is. He's a father first. Die probleem met Christendom en religion is ons wil dit in 'n God en servant mentaliteit inbring. Jy gaan daarmee moet breek, jy gaan moet pliable word oor dit, because it's not the picture that God is trying to paint. God is painting a picture of family. Fathers and sons. You're no longer a slave, but a son. En it's incredible, ek sê gister dit so vinnig, en ek weet nie of jy het gevang het nie, maar toe Jesus aan die kruis hang, toe sê hy, my God, waarom het U my verlaat? Maar ek weet nie of jy het weet nie, maar dit was lank na Johannes 16 vers 32. Toe Jesus vir die disippels sê, julle almal sal my verlaat, maar my Vader sal my nooit verlaat nie. Ek is nooit verlate van hom nie. Hy het of aan die kruis gejok, of hy het daar gejok. Want jy kan nie albei hê nie, jy kan nie verlate en nie verlate wees nie. So toe Jesus aan die kruis hang en hy haal Psalm 22 aan, my God, why have you forsaken me? It ends with, unto your hands I commit my spirit. Well, if he wasn't there was no one to commit your spirit to. Maar dis nie eers die belangrike punt nie. Hier is die revelation. As jy nog nie weet dat God jou liefhet en dat jou identiteit van beloved, beminde, afhang van hoe jy hom sien nie, gaan niks verander van die ander goed wat ons gesê het oor hierdie naweek. Ek maak klaar, ek weet ek het nou 100 keer die vliegtuig geland, maar ek maak klaar. Luister die vriende, toe Jesus aan die kruis hang, en hy verstaan die hart van die Vader, is al wat hy kom ontbloot het. Ek het Vrydag aand gesê, een van die mooiste woorde wat ek geleer het in die laaste 3 jaar, is dikaiosune, die woord righteousness. Dis 'n Griekse woord. Dikaiosune. Die woord dikaiosune beteken, someone who is in the state that they were created to be.
I don't not sin because I have the ability to stand against it. Ek wil nie jou geld vat nie, want wanneer ek jou geld sien, dan dink ek, nee Here, help my, ek wil nie nou, wat lê hier so, hier's 'n bril. Hier's nou nie geld nie, waar is die geld? Hier's die handsak. My pa was 'n bankrower, so ek het nie hierdie behoefte elke keer as ek by geld verbyloop om te sê, jy ken die grappie van die ou wat sê, ons moet bid uit 'n nood. Sê vir die ouens, kom bid almal saam met my, luister net vir die Here sê, ons bid in tale, dan hoor julle wat hierdie pastoor nodig het, en dan kan ons voorsien. Hy sê, ek sal begin, karre se bande. Faith comes by skimping. Jy weet, ek loop nie by geld verby en sê, karre se bande, Here, dankie dat U my vrygemaak het van dit, ek hoef nie aan geld. Weet julle hoekom het geld nie 'n invloed op my nie? Want dis net nie wie ek is nie. God is not trying to fix your old man, He's trying to convince you of who you really are. God doesn't look at 'n naak vrou in die stort en sê, wag, ek gaan weg, laat sy net klaar shower, dan kan ons weer fellowship hê. Hoekom pla dit hom nie? Because it's just not who he is. Hy staan nie teen sonde nie. Your ability to stand against sin might be the start of something, but the end has to be your understanding that it's just not who you are. Jy kom vry van pornografie, man, nie deur nog 'n kamp by te woon, ek so geelvol vir kampe, wat man sê, ons moet net genoeg by mekaar kom as jy accountability buddy het, maandag, dan moet jy net begin saam met, en as dit met jou sleg gaan, moet jy net iemand bel, luister, as ek iemand wou gebel het, toe ek in pornografie deelgeneem het, sou ek het lankal gedoen het. Jy kom nie vry omdat jy jouself probeer bewerk nie, jy is nie 'n vyeblaar oomblik nie, you have to learn that that's not who you are. Ek kom nie vry van goed omdat ek daar kan teenstaan en vyeblaar oomblik het nie. Ek kom vry van die oortuiging van God deur metanoia, deur repentance. Herinner my oor en oor wanneer ek droog maak. Nie. Dis nie wie jy is nie. Jy praat nie so met jou vrou nie. Dis nie wie jy is nie. Ja, Here, U is reg. En hoe meer my oortuig van daai waarheid, hoe meer word ek wat hy sê ek is. Die hele gedagte van geregtigheid, van dikaiosnei, is jy wat weet wie jy is, en jy leef dit uit, 100%. Jesus se roeping, se dikaiosnei op die aarde, nie as God oor die algemeen nie, was om die Vaderhart aan mense te kom blootstel. Om vir mense te sê, as jy my gesien het, het jy hom gesien. I am the perfect representation of the Father. I am the very imprint of His nature, of His image. If you've seen me act, dis hoekom Jesus sê in Johannes 5, vers 19, ek doen net wat ek die Vader sien doen, net wat ek hom hoor sê. Dis nie obedience nie. Obedience will only get you so far. Jesus het dit nie uit obedience gesê nie, hy het dit gesê want hy het geweet, as hy praat, moet hy praat soos sy pa praat, want dan represent hy hom goed. As hy doen, moet hy doen wat hy sy pa sien doen, want dis hoe sy pa sou optree, en dan represent hy hom goed, en aan die kruis hang hy, en hy sê, en as hamartia, sonde, sy eerste en belangrikste ding wat sonde doen, is dit bring separation. Dit laat jou voel, jy is verwyder van God, al is dit nie waar nie. God verwyder hom nie self van jou, omdat jy sonde in jou lewe het nie, hy daag op. Ek het gister gesê, en gister, in Genesis, toe die mens gesondig het, het God weer opgedaag. Die mens het gaan wegkruip. He's looking to restore that relationship. But sin causes you to not feel good and you think God is upset and you go and hide. It brings separation. If Jesus hang on the cross, as hy in die kruis hang, en die volheid van die mense, hamartia, met die uitvloei van separation van God, op sy skouers is, dan voel hy vir die eerste keer, soos ek en jy voel, wanneer ons sonde op ons lewens het. En dan kan hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Al is dit nie waar nie, voel dit so. Net soos vir my en jou. What a revelation. What a revelation. You are never separated from God. He loves you way too much. Toe ek Vrydag hiernatoe ry, toe sê die Here vir my, Ernie, ek het nie my seun se dood nodig gehad om jou lief te hê nie. As ek dit sê, dan sê my vrou, ek het al vir haar gesê, jy geweet dat God ons lief gehad het voor hy vir ons dood gaan, en sy sê, ja, natuurlik het ek dit geweet. Sy weet goed wat ek nooit geweet, hoe kom sê jy dit nie? Kon ek al lankal verder gewees het, dan moet ek nou moet ek van my perd afgeslaan word. Jy kon nicer gewees het daaroor. Here sê vir my, Ernie, ek het nie my seun se dood nodig gehad om jou lief te hê nie. Ek het jou lief genoeg gehad om my seun te gee, sodat ons weer in verhouding kan wees. I loved you long before you said yes. I couldn't love you more because you said yes. That's just who I am.
You are my beloved, in whom I'm well pleased. 2 Korintiërs 5 sê, jy is die geregtigheid van God in Christus. Ek wil jou vandag van net dit oortuig as afsluiting. Jy is die geregtigheid. You are the righteousness of God in Christ. You are not a sinner saved by grace. You might have been that for a millisecond, but you are now, according to the scripture and according to God's own words, you are now the righteousness of God in Christ. En ek wil vir jou ander ding sê, jy is op hierdie oomblik so geregtig soos God is. Dis baie moeilik om dit te hoor, wanneer jy 'n bietjie religion het wat aan jou vashou. Toe ek het die eerste keer hoor gesê, nee, ek dink nie so nie. You cannot have the righteousness of God and not be as righteous as God. You don't grow in righteousness. You become more aware of how righteous you are, maar jy word nie meer geregtig in die proses nie. Die oomblik wat hy jou red en hy daai baadjie aan jou aantrek, is jy die geregtigheid van God. En jy leer om dit in te pas en in dit te funksioneer. Maar dit beteken nie jy is nog nie dit nie. You are loved because you are not looked at the way that you think you're looked at. He loved you before you said yes. How much more now that jy het jouself nou in Christus gesit, kyk na jou na 'n ander manier. Jou identiteit moet vasgemaak word aan beloved righteousness, aan beminde geregtigheid. Dat jy's die beminde van God, jy's die geregtigheid van God. En as jy dit begin raakleef, dan word Johannes 13, dan word daai skrifgie love as you have been loved 'n waarheid. Want ek sê vir julle die grootste challenge wat ons mee gaan leef, is om te besef hoe geliefd ons deur God is. Because we will only love others to the measure that we experience God's love for us. And the problem with Christianity and humanity is we don't feel very loved by God because we have an opinion of us that's not true of His opinion of us. But it doesn't start with what you think about you. It starts with what you think about Him. Theologie maak saak. Jesus is perfect theology. Jesus is exclusively what the Father has to say about Himself. As iemand 'n skrif quote en dit klink nie soos Jesus nie, dan moet jy weet dis nog misverstaan. Hoe Jesus optree, hoe Jesus leef, hoe Jesus met sy pa praat, hoe Jesus deur sy pa liefgehê word, dis hoe jy is, dis wie jy is. En as jy dit begin verstaan, dan begin jy die wynsak vernuwe, en dan begin die nuwe wyn weer uitstort, dan begin daar weer nuwe lewe in gemeentes ingeblaas word, waar ons net sit en luister en net worship en lekker liedjies sing, is daar ewe skielik weer elektrisiteit in die lug, en ons het dit nodig. Ek sê gisterand vir my vrou, ons het lanklaas daai elektrisiteit in kerke beleef, waar ons weet, God is just present, and the new wine is being poured out, and we are being reinvigorated. Jy word dronk. You are being Jy word eintlik stupid in die proses. As jy nuwe wyn inkry, dan maak dit iets met jou brein. Jy funksioneer nie meer so lekker nie. But you are called to be invigorated by the new wine. Let your wineskin be renewed. Amen. Ek weet dis 'n lang sessie. Ek sê hierdie tot miskien my eie nadeel, maar ek is op 'n plek in my lewe waar I just don't care what you think about this. Mag ek dit sê? Ek het dit gesê toe ek 50 word, besef ek, as jy ouer word, dan kom jy op 'n plek waar jy nie meer omgee wat almal van jou dink nie. Ek's daar waar ek net nie meer omgee. I get invited to this place, and it's not Murray that wants me, it's God that wants me here. And God doesn't want me to come and do what you think you want me to do. My grootste frustrasie in lewe is om nie te bow to the eyes of many, but to the eyes of a king. I want to walk away from this place saying, Lord, thank you that I've done, and hear Him say, thank you that you've done what I've asked you to do. It doesn't matter what they think they needed to hear what I wanted to say. En daardeur sê ek nie ek's perfek en ek kry dit reg nie, but I'm going to strive to just do the things that I see God do, and say the things I hear Him say. En dis van hierdie naweek was daar baie gepraat, maar ons moet ook leer om langer te kan wag, langer te kan indruk in hierdie boodskap van geregtigheid. Ons wil kerk skoon en klinies hê. Kinderkerk maak oor 'n halfuur klaar, ons moet klaarmaak. Ons moet 20 minute van worship hê, 'n halfuur van preek, 5 minute van bediening en dan wil ons huis toe gaan. Nee! Is dit? Dit moet lekker wees om hier te wees. Die ete gaan nou nog lekkerder wees, want ek weet daar's baie skaap, maar in elk geval, ons moet hierdie weer begin geniet. Ons moet lag vir grappies. As jy te heilig is vir 'n grappie, kom hoor dit. In die naam van Jesus, kyk vir my. Kom uit. Ek sal uitkom vir 'n skaapbout. Ek sal klaarmaak vir 'n skaapbout.
Jesus is mooi, die koning is mooi, and the gospel has to be preached, not salvation as much as we've done it. We need to preach the gospel. It's about life, and life abundantly. It's about living a life that looks like Jesus. Romans 8:29, you have been predestined to be conformed to the image of the Son. But if you're not pliable, you don't allow the Holy Spirit, and you don't see the face of the King for who He is, you will never become that.